Vandag gaan ek vertel hoe koning Saul se seun Jonathan Israel se vyand verras het. En ook hoe dit wat hy gedoen het die Israeliete gehelp het om 'n groot oorwinning oor die Filistyne, hulle vyand, te behaal. Nou, jy sal onthou dat Israel op hierdie stadium in 'n baie groot penarie was. Hulle was vasgekeer deur die Filistyne en hulle het nie oor hulle eie wapens beskik om hulle vyand te verslaan nie. Net Saul en sy seun Jonathan het wapens gehad. En nou vertel die Bybel in 1 Samuel 14 dat 'n patrollie van die Filistyne 'n bergpas by 'n plek met die naam Mikmas beset het. Dit het gemaak dat die Israeliete nie daar verby kon kom. En toe op 'n dag sê Jonathan vir sy wapendraer: "Kom ons gaan oor na die patrollie van die Filistyne toe daar oorkant." Hy het egter nie vir Saul sy pa van sy plan vertel nie. Niemand anders het geweet van hierdie plan van Jonathan nie. En nou lees ons in 1 Samuel 14 vers 4, weerskante van die pad waar Jonathan probeer deurgaan het na die patrollie van die Filistyne toe, was daar 'n spitsrots. Die naam van die een rots was Boses en die naam van die ander een was Senne. En toe hulle daar kom, toe sê Jonathan vir sy wapendraer: "Kom ons gaan oor na die patrollie van hierdie heidene toe. Miskien sal die Here ons help. Hy kan red, deur baie of deur min." En sy wapendraer sê: "Dis reg so, kom ons gaan." En Jonathan sê toe: "Kom ons gaan sommer so openbloot na hulle toe. En wanneer hulle vir ons sê, staan stil sodat ons by julle kan kom, dan bly ons hier onder staan. Maar as hulle vir ons sê, kom op na ons toe, dan gaan ons na hulle toe, want dit sal vir ons die teken wees dat die Here hulle in ons mag oorgee." En so het dit ook gebeur. Die Filistyne het Jonathan en sy wapendraer uitgedaag en vir hulle geskreeu: "Kom op na ons toe, sodat ons julle 'n les kan leer." En dis toe dat Jonathan vir sy wapendraer sê: "Klim agter my aan. Die Here het hulle in die mag van Israel oorgegee." En so klouter Jonathan hande 4 voet teen die rots op met sy wapendraer op sy hake. En toe hulle by die Filistyne kom, so lees ons in vers 13 en vers 14, die vyand het voor Jonathan geval en agter hom het sy wapendraer hulle doodgemaak. En hierdie eerste slagting deur Jonathan en sy wapendraer het omtrent 20 man geval, en dit op 'n klein stukkie grond. En dan in vers 15 lees ons: "Toe het die hele leer van die vyand paniekbevange geword. In die laar en in die veld. Die patrollie en die roofbende het ook paniekbevange geword. Daar was 'n aardbewing en God het hulle paniekbevange gemaak." Nou, vir ons wat vandag leef, is hierdie dalk 'n vreemde verhaal van oorlog maak en bloedvergieting. Maar toe hierdie verhaal aanvanklik opgeteken is, moes die eerste hoorders of die lesers van hierdie verhaal 2 dinge hoor. Die eerste is Jonathan se vaste geloof in God aan wie alle mag behoort. Onthou jy hoe Jonathan vir sy wapendraer sê: "God kan red, deur baie of deur min." En die Bybel sê verder dat Jonathan vir die Here gewag het om vir hom die regte teken te gee om die vyand aan te val. Ook hierin gee hy aan die Here die eer. Ons lees in 1 Samuel 14 vers 10: "Maar as hulle vir ons sê, kom op na ons toe, sal dit vir ons die teken wees dat die Here hulle in ons mag gee." En dan in vers 15 lees ons: "God het hulle," dis nou die Filistyne, "paniekbevange gemaak." Ja, Jonathan en sy wapendraer was baie dapper en 'n dapper geveg toe alles menslik onmoontlik gelyk het. Maar die eer van die oorwinning gee Jonathan aan God, wat dit wat menslik onmoontlik gelyk het, moontlik gemaak het. Die volgende keer vertel ek van die groot oorwinning oor die Filistyne wat die Israeliete as gevolg van Jonathan en sy wapendraer se dapperheid kon behaal.